Goeienaand broeders en susters, kom ons sit so en ons raak 'n oomblik stil in die teenwoordigheid van die Here. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom en van die 7 geeste voor sy troon en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood uit opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons antwoord die Here met skrifberuiming 18:7, ook die beruiming van ons teksgedeelte vir vanaand, en dit is dan Openbaring 21, waarin ons sing van die nuwe Jerusalem. Kom ons staan en ons sing saam vers 1 en 1, 2 en 3. Kom ons bid saam. O Vader in die hemel, hoe wonderlik om vanaand ook so te kan sing en te kan sing ook van u werk in ons lewens. Om ook die nuwe Jerusalem te kan sien in ons geestesoë. Dankie dat ons elke een kan uitsien na die dag wanneer ons in daardie stad ook in sy volle glorie sal lewe. Want ons weet die lig daarvan is u self. Daarom dank ons U dat ons vanaand ook na hierdie gedeelte uit u woord kan luister wat ons daarvan ook vertel. En ons gebed is dat U elkeen van ons sal troos, sal hoop gee en sal verlange gee daarna. Ons dankie ook vir die seëninge wat ons elke dag uit die Vaderhand ontvang,
En besonder ook die laaste 2 dae se reën waarmee ons geseën word. Ons weet dit is U wat die reën skenk op die regte tyd, wanneer dit vir ons ook die beste sal wees. Dankie dat ons daarin ook U sorg, U vaderliefde en U genade kan beleef. Juist daarom wil ons vanaand ook bely en erken dat ons is sondaar mense, wat in alles van U afhanklik is. Daarom vra ons ook dat U ons sondeskuld sal vergewe, dat U ons tot bekering sal bring en dat U ons die nuwe lewe in Christus sal laat leef, tot die eer en tot die verheerliking van U heilige naam. Amen. Ons luister vanaand aan broeders en susters Openbaring 21 vanaf vers 9 tot en met die einde van die hoofstuk. Toe het een van die 7 engele wat die 7 bakke het, waarin die 7 laaste pla was, gekom en met my gepraat. Kom het hy gesê, ek sal jou die bruid wys, die vrou van die lam. Ek is toe deur die Gees meegevoer en die engel het my na 'n groot hoë berg toe geneem en die heilige stad Jerusalem vir my gewys, wat van God af uit die hemel uit afkom. Die stad het die heerlikheid van God, sy glans is soos die van die kosbaarste edelsteen, soos 'n kristal helder opaal. Die stad het 'n groot hoë muur met 12 poorte. By die poorte is daar 12 engele en op die poorte is daar die name geskrywe, die van die 12 stamme van die volk Israel. Aan die ooste kant is daar 3 poorte, aan die noorde kant 3, aan die suide kant 3 en aan die weste kant 3. Die stad se muur het 12 fondamente en daarop is daar ook 12 name. Die van die 12 apostels van die Lam. Die engel wat met my gepraat het 'n goue meetstok gehad om daarmee die stad self, sy poorte en sy muur te meet. Die stad is vierkantig, net so lank as wat hy breed is. Hy het die stad toe met die meetstok gemeet, die lengte, die breedte en die hoogte daarvan is dieselfde, 12.000 kilometer. Hy het ook die muur om die stad gemeet. Dit is 144 meter hoog. Die engel het die mate van die mense gebruik. Die muur is met opaal gebou en die stad self met suiwer goud wat so skoon spieël lyk. Die fondamente van die stadsmuur is met allerlei edelstene verstuur. Die eerste fondament met opaal, die tweede met safier, die derde met agaat, die vierde met smarag, die vyfde met sardonyx, die sesde met karnieul, die sewende met krisoliet, die agste met beryl, die negende met topaas en die 10de met chrysopraas, die 11de met jasint en die 12de met amatis. Die 12 poorte is 12 parels. Elkeen van die poorte is uit 1 parel gemaak. Die strate van die stad is met suiwer goud, blink soos 'n spieël. 'n Tempel het ek nie in die stad gesien nie, want sy tempel is die Here God, die Almagtige en die Lam. Die stad het nie die son en die maan nodig om hom te verlig nie, want die heerlikheid van God het hom verlig en die Lam is sy lamp. Die nasies sal in die stad se lig lewe en die konings van die aarde verleen luister daaraan. Die poorte daarvan word gedurende die hele dag nooit toegesluit nie. Daar sal nie meer nag wees nie. Die mense sal die luister en die rykdom van die nasies daarheen bring. Niks onrein en niemand wat iets lotsbandig en vals doen, sal ooit daarin kom nie. Maar net die wie se name in die boek van die lewe, die boek van die Lam, geskrywe staan. Dit dan ons teksgedeelte vir vanaand, en besonder dan hierdie laaste verse, vers 22, 23, 'n tempel het ek nie in die stad gesien nie, want sy tempel is die Here, God die Almagtige en die Lam.
Die stad het nie die son en die maan nodig om hom te verlig nie, want die heerlikheid van God het hom verlig en die lam is sy lamp. Dit dan ons teksgedeelte. Kom ons sing nog 2 verse, broeders en susters, uit hierdie teksgedeelte, en hierdie keer is dit vers 10 en vers 12. Dit is so, broeders en susters, dat almal hou daarvan om te weet wat gaan gebeur. Want alle mense het 'n soeke na sekerheid, 'n soeke na vastigheid of 'n soeke net na sekuriteit. As 'n mens daaroor dink, sien jy dit al by babetjies. Daardie vaste roetine wat hulle moet hê, wat jy nooit moet breek nie. Anders het jy moeilikheid. Dink maar 'n oomblik as die dag nie dieselfde roetine het van eet en drink en slaap en kom 6:00 vanaand en die baba word nie gebad nie, dan die ouers moeilikheid vir die res van die aand. Hoekom? Baie eenvoudig, want dinge gebeur nie presies soos daardie kleintjie dit verwag het nie. Haar sekerheid of sy sekerheid, vastigheid, sekuriteit is omvergewerp. En dit is so dat ons as mense daardie soeke ook nie ontgroei nie. Ons wil graag weet dat dinge gaan oukei wees, dinge in my lewe gaan reg wees, dinge in die wêreld gaan uitwerk soos dit moet. En daarom verlaat ons op 'n klomp kenners op verskillende gebiede, ekonome, wat vir ons vertel wat gaan met ons swaar verdiende geldjies gebeur. Wetenskaplik is wat vir ons moet vertel wanneer dit gaan reën of nie gaan reën nie. Politieke ontleeders wat amper daagliks vir ons probeer sin maak uit politieke tendense wat ons kan verwag. Dan praat ons ook nie van die verkeerde dinge waarmee mense hulle self besig hou, soos sterre voorspel, waarsêers en allerlei okkulte goeters wat mense in die wêreld probeer gebruik net om sekerheid en vastigheid en sekuriteit te probeer skep. En dis die mooi van vanaand se teksgedeelte. 'n Mooi wat elke kind van die Here ook in kan deel. Want hier in Openbaring word daar vir ons 'n blik op die toekoms gegee. Ons het verlede Sondag aand gekyk na die nuwe hemel en die nuwe aarde waarvoor ons wag. Vanaand dan die nuwe Jerusalem. En dis juis wat God in Openbaring doen. Jesus Christus gee vir Johannes 'n openbaring om vir ons sekerheid, vastigheid, sekuriteit en vrede te bied in die wêreld waarin ons leef. Nou word vir ons mooi lig gewerp
op dinge wat gebeur en dinge wat gaan gebeur. Vir ons gesê, ons as kinders van God kan maar rustig wees oor die toekoms. Ons kan die pad met volharding loop. Ons vertroue in die raad van God stel. Nou vanaand se teksgedeelte, so weet ons almal, die nuwe Jerusalem. Nou kan ons alleen verstaan wat hier vir ons oor onsself en oor die toekoms geleer word, wanneer ons weet wat is so besonders aan Jerusalem self. Ons almal weet Jerusalem bestaan vandag nog steeds. Jy kan soontoe gaan op vakansie as jy wil. Hoekom word die beeld van 'n nuwe Jerusalem vir ons gewys? Nou ons weet dit, die geskiedenis ken ons, van die vroegste tye af is Jerusalem 'n stad van besonderse belang vir die volk Israel, want dit is 'n plek van aanbidding. En in besonder daardie Tempelberg, die Sionsberg in Jerusalem. Vroeg in die Bybelse geskiedenis, nog voordat daar tempels gebou is, in die tyd van Abraham, die aardsvader, gaan hy na iemand wat daar gebly het, 'n man met die naam Melchisedek van Salem, koning van Salem. Nou weet ons Salem, later Jerusalem. Melchisedek was, so word daar in Genesis gesê, 'n priester van God die Allerhoogste. En dan weet ons, hy's 'n ewige priester, sê Hebreërs vir ons. En Abraham het na hom toe gegaan om sy tiendes te gee, sy dankoffer te gee. Later in die geskiedenis was Jerusalem die plek waar Dawid sy God beloofde ewige koningshuis opgerig het. Hoekom? Want dis die plek waar Salomo 'n tempel sou oprig. Hoekom? Want voordat die volk in die beloofde land ingetrek het, en dit as 'n erfenis ontvang het in die tyd van Moses, is daar al verwys na Jerusalem as die plek wat die Here jou God vir hom sal uitkies, om daar 'n tempel te laat bou. Nou weet ons dit, Jerusalem is die belangrikste stad in die geskiedenis van Israel, 'n plek wat God self uitgekies het as aanbiddingsentrum vir die Joodse volk. En dan hoor 'n mens hoe die Joodse volk dit vir hulle self ook telkens gesê het, wanneer hulle Psalm 122 gesing het, wat ons ook net nou gaan sing. Hoor wat het hulle gesê? Hulle het gesê, ek was bly toe hulle vir my gesê het, kom ons gaan na die huis van die Here toe. En nou is ons hier binne in jou Jerusalem. Jerusalem is die stad wat stewig gebou is, waarin die stamme kom, die stamme van die Here. En dis die voorskrif vir Israel om die naam van die Here hier te loof. So belangrik was dit vir hulle dat ons hoor Daniël sy in ballingskap weggevoer word daar in die vreemde, elke dag op 'n bepaalde tyd gaan hy na sy kamer toe en hy gaan staan by die dakvenster wat na Jerusalem toe kyk. En hy gaan buig daar en aanbid sy God. In die Nuwe Testament hoor ons ook van Jesus se ouers, Josef en Maria, telkens gaan hulle na Jerusalem toe. Telkens gaan neem hulle deel aan die godsdienstige feeste. Hulle vat selfs die baba Jesus daarheen. Later in die evangelies weet ons, Jesus het telkens Jerusalem gaan besoek, die tempel gereinig en daar gaan preek. En dis ook die stad waar hy gekruisig is, waar hy begrawe is en waar hy opgestaan het. So ook in daardie stad wat hy vir die eerste keer aan die disippels verskyn en belangrik waar die apostels die eerste Christelike gemeente gevestig het. So waaraan dink ons vanaand as ons aan Jerusalem dink? Wat is die beeld van die nuwe Jerusalem wat ons sien? Waaraan dink jy as jy die woord Jerusalem hoor? Onmiddellik moet jy dink aan aanbidding van God, diens aan God, 'n lewe naby God, die teenwoordigheid van God.
En dis ook wat ons moet raak sien. Jerusalem is die simbool van die kerk van alle tye. Alle tye. En ons teks bevestig dit, vers 2, vers 9, vers 10, Jerusalem is die bruid van die lam, die vrou van die lam, wat haarself vir die bruidegom gereed maak. Die kerk van Christus. En dis wat Jerusalem so belangrik maak. Jerusalem is 'n simbool van die kerk van Christus. En ons is deel van die nuwe Jerusalem. Dit is belangrik dat ons dit besef, ons is deel daarvan. Ons gaan nie elke keer as ons iets moet doen, of eredienste moet bywoon, of dankoffers moet bring, gaan ons nie Jerusalem toe in Israel nie. Ons kom hierheen, ons kom hier by mekaar, want ons is die nuwe Jerusalem. En wat is dit wat die nuwe Jerusalem anders maak? Onthou dat die feit is dat 'n nuwe Jerusalem is, sê vir ons klaar, dis iets anders as wat daar was. En hierdie andersheid van die nuwe Jerusalem leer vir ons 'n paar lesse oor ons as die Nuwe Testamentiese kerk, waarvan ons elkeen ook lidmaat is. Nou moet ons besef, ons lewe in 'n, wat ons noem in teologie ook 'n reeds en 'n nog nie tyd van die koninkryk van God. Ons is reeds deel van die nuwe Jerusalem, maar ons het nog nie die volheid daarvan beleef soos ons dit gaan beleef nie. Maar die belangrikste is, daar's 'n paar dinge wat anders is. Die aardse Jerusalem is onvolledig en 'n mens sien die onvolledigheid daarin ook as Jesus praat van Jerusalem, gaan lees Matteus 23, dan sê hy, Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en die boodskappers wat na jou gestuur is, hoe dikwels wou ek jou kinders bymekaar maak soos 'n hen haar kuikens onder haar vlerke bymekaar maak. Maar julle wou nie. Gaan lees ons ook net in Openbaring, daai eerste 7 briewe aan die gemeentes. Dan sien 'n mens ook die spore van die sonde daar in die kerk van die Here raak. Gaan lees ons die briewe van die apostels aan verskeie mense, verskeie gemeentes. Sien ons die vermaning daarin, die oproep tot bekering. Sien ons die spoor van die sonde in die kerk raak vandag. Dit moet vir ons sê, selfs in die kerk, selfs binne ons eie gemeente, is daar 'n behoefte, is daar 'n noodsaak aan vernuwing. Hoekom? Want daar's altyd 'n noodsaak aan bekering. En hoekom is daar 'n noodsaak aan bekering? Want ons weet, sonde bring skeiding tussen ons en God. En dis juis wat die nuwe Jerusalem anders maak. Die skeiding word deur God self weggeneem. Die heerlikheid van God is al wat in die nuwe Jerusalem sal skyn. En God se, kom ons noem dit wat dit is, 'n onbelemmerde teenwoordigheid. Dis wat die nuwe Jerusalem anders maak. En dit is hoekom ons teks ons ook terugvat na die oorspronklike Jerusalem toe, terugvat na die tempel wat daar gebou was in Jerusalem. Ons almal het dit in die geskiedenisklas geleer toe ons kinders was. Ons weet dat die tempel daar gebou op bevel van God. En dan weet ons, in die ou Jerusalemse tempel was daar hierdie allerheiligste gedeelte, die gedeelte waar net die hoëpriester kon ingaan, die gedeelte wat hulle gesê het God self is daar teenwoordig, daardie gedeelte wat afgeskei was met die swaar groot gordyn, en waarvan die afmetings van hierdie allerheiligste plek in die tempel, waar God teenwoordig was, die van 'n vierkant was, 'n kubus, ewe lank in hoogte, lengte en breedte. Kyk mooi na die nuwe Jerusalem. Dan sien 'n mens dieselfde vorm het dit as die allerheiligste gedeelte in die ou tempel. Die van 'n vierkante kubus, ewe lank
in hoogte, lengte en breedte. En so weet ons dit ook uit die geskiedenis, toe Jesus Christus sterwe, het die gordyn in die tempel van bo na onder middeldeur geskeur, het die skeiding tussen God en ons weggeval. Dis die mooi daarvan, die teenwoordigheid van God is nou by die mense. God het dit wat skeiding gemaak het, weggeneem. Hy het die sonde skuld verwyder. En hierdie nuwe Jerusalem het nie meer 'n tempel nie. Dis hoekom ons nie Jerusalem toe gaan om daar goeders te gaan doen meer nie. Hy het ook nie 'n allerheiligste afgeskeide gedeelte waar mense nie sal inkom nie. Want God self is sy tempel en sy lig en heerlikheid. En God self is die een wat oor die stad skyn. En daarom as ons vra, wat maak die nuwe Jerusalem anders? Wat maak die kerk vandag anders as die kerk voor Jesus Christus? Daar's niks meer wat skeiding bring tussen God en sy kerk nie. Alles en almal in hierdie stad word bekleë met goddelike heerlikheid, goddelike heiligheid. Daarvan getuig al die snaakse edelstene waarvan mens hoor en die strate van goud. En hierdie is die Godstad waarna alle gelowiges van alle tye na stigtiglik verlang het. As mens dit so kan stel, ons moet dit vandag besef. Jesus Christus, sy eie woorde, die hen se kykens, kom nou almal onder haar vlerk in. En dis ons laagste punt. Wie mag die nuwe Jerusalem ingaan? Mooi wat hy vir ons verduidelik, die poorte, 12 poorte met die 12 stamname van Israel, die 12 fondamente met die 12 name van die apostels van Jesus Christus daarop. Vat vir jou saam Ou Testament, Nuwe Testamentiese kerk. En dan word daar nou iets pragtigs gesê, die poorte, 3 in elke muur, kyk uit in al 4 die windrigtings. Daarmee word daar iets gesê, dat van oor die hele wêreld gaan mense in die stad inkom. Maar die belangrikste is, net hulle, wie se name in die boek van die lewe, die boek van die lam geskrywe staan. Hulle, wat in Jesus Christus geglo het, omdat God ook hulle name in die boek van die lewe geskryf het. Uit alle volke, uit alle tale, uit alle lande kom mense bymekaar binne die kerk van die Here. Dis wat dit ook so spesiaal maak. Jy kan in 'n plek kom waar mense 'n taal praat wat jy nie verstaan nie. Jy kan in 'n kerk gaan sit en jy gaan verstaan wat hulle sê, sonder dat jy die taal kan praat. Hoekom? Want dis die nuwe Jerusalem, dis die kerk van God wat daar by mekaar is. En dis die genade, die poorte van hierdie stad, moet ons vandag ook hoor, sal nooit gesluit word nie. Word nie gesluit nie. Want die vyande van God is reeds oorwin, is reeds verslaan. En die kenmerk van almal wat in hierdie stad is en wat deel is van hierdie stad, is dat ons volkome heilig is. Vandag nie omdat ons heilige mense is nie, maar gewas is met die bloed van die lam. En daarom die troos, ons name is in die boek van die lewe. Ons is die uitverkorenes van God, losgekoop met die bloed van Christus self. En daarom het elke een net een doel voor oë. En dis ook waarvoor ons eendag in die nuwe Jerusalem sal wees. So staan dit hier, hulle bring al die skatte, al die rykdom van die nasies na die stad toe. Want alle eer en alle eerlikheid kom God en die lam toe. En ek hoop ons sien vanaand as ons kan afsluit
eintlik die groot troos wat hierin vir ons opgesluit is, maar ook die groot aansporing wat hierin opgesluit is. Die aansporing om die nuwe Jerusalem te wees. Die kerk van die Here te wees wat ons moet wees. Al is ons in die 21ste eeu. Onthou dit. Ons is die Jerusalem van hierdie tyd. Maar ons weet dit, ons is bang, ons is onseker, ons wonder baie keer wat gaan van die kerk word of wat gaan van gemeentes word. Miskien is ons ook bang vir al die aanslae wat daar op ons gemaak word. Veral die aanslae van mense wat ons ken, mense naby ons wat vir ons sê, maar die kerk is nie meer relevant nie. Wel, broers en susters, onthou die troos is, soos ons aan die begin gehoor het met daardie babietjie, alles sal oukei wees. Want ons het nie verniet vanaand 'n blik gekry op die kerk van die toekoms nie, die nuwe Jerusalem. En onthou dit, ek en jy is deel van daardie kerk, deel van God se Jerusalem. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, ons dankie dat ons vanaand in 'n wêreld vol onsekerheid, vol onstuimigheid, waarin almal so maklik beklei en raas en te kere gaan, na u woord kon luister, en dat ons daarin ook iets oor onsself kon leer, oor ons kerkwees kon leer. Dankie vir die heerlike toekoms wat op ons wag. Maar ons dankie ook vir vandag, vir u teenwoordigheid, dat u ook die skeiding wat daar tussen u en ons is wegneem, deur die bloed van ons Here Jesus Christus. En ons gebed is, Here, dat elkeen van ons ook, daarom ook die nuwe lewe sal leef, wat ons deur u genade ontvang het. Daarom vra ons dat u deur die Heilige Gees in elkeen van ons harte sal werk, om ons lewens ook te vernuwe. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Daar is nou geleentheid om ons liefdegawes te gee. Kom ons staan en ons sing saam met die Israeliete van ouds, Psalm 122, die eerste vers, Jerusalem waar al die stamme op Gods bevel hul feesdag hou. Kom ons staan vir die sing daarvan. Amen.
Hier in Openbaring 21 staan daar, die stad het nie die son en die maan nodig nie, want die heerlikheid van God het hom verlig en die lam is sy lamp. Luister daarom vanaand ook met aandag na die priesterlike seën, soos dit ook beruim is. Die Here sal ons seën en hy sal ons behoed. Die Here sal sy aanskyn altyd oor ons laat straal en ons genadig wees vir ewig. Hy sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons vrede gee. Amen.